Goeienaand broer en suster en baie welkom by ons bid hier vanaand. Ons kyk vanaand na die boodskap aan die kerk in Efese, Openbaring hoofstuk 2 vanaf vers 1. Die Here het 'n boodskap aan elke gemeente gestuur. En ek het nou al gewonder, as die Here vanaand vir ons 'n brief moet skryf, vir ons as Goedhoop gemeente, ek praat van geen ander gemeente nie, ons as individuele kerk. Hoe sou daai boodskap gelyk het? Wat sou ons daarin gelees het? Waarvoor sou die Here vir ons geprys het? Of sou die Here vir ons moes waarsku en tot inkeer roep? Ek wil hê dat ons moet saam lees uit Openbaring hoofstuk 2. Ons sal saam lees vanaf vers 1. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en ek sal my julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle darm in julle guns. Julle verafskuw wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit ook verafskuw. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van lewe wat in die paradys van God is. Ons lees net so ver uit die woord van die Here. Die apostel Paulus het hierdie gemeente in Efese gestig met die hulp van Apollos. Apollos het 'n baie groot rol gespeel. In Handelinge 19 sien ons dat die apostel Paulus vir 3 jaar hier gewerk en gebly het. En in hierdie 3 jaar het hy hierdie mense die evangelie deeglik geleer. Hy het seker gemaak dat hulle 'n baie goeie fundament gehad het om op te staan. Dit is ook dan hier waar ons lees waar die mense hulle towerboeke gebring het en dit daar in die stadsplein verbrand het. Dit was glo baie duisende silwermuntstukke werd. So die Here het kragtig gewerk. Hier was werklik bekering. Die kerk het gegroei. En ons weet daar waar die kerk groei, daar waar die Here werk, daar werk die duiwel. Natuurlik het die silversmede in opstand gekom in die stad, want die aanbidding van hulle afgod Artemis het begin afneem en die kerk het begin groei. Maar ons lees ook in Handelinge 20 vers 29. En daar waarsku Paulus die kerk dat wrede wolwe, valse leraars gaan kom en hulle gaan probeer om met valse leer die kerk binne te dring. En dan 35 jaar later sien ons dat hierdie waarskuwing was bewaarheid. Dit het gebeur. Valse leraars het probeer om binne in die kerk in te kom. Maar hierdie kerk was so gefestig in die waarheid dat hulle die valse leer vinnig kon bloot lê. En dit is hoekom suiwere leer en kennis so belangrik is, sodat dit valsheid kan weer lê. Nou, hierdie kerk kon sien wie verkondig die waarheid en wie verkondig 'n leuen. Nou, in die begin van hierdie brief sien ons hoe Jesus homself voorstel as die een wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en hy beweeg dan tussen die goue kandelaar. Ons het dan gesê die feit dat hy die 7 sterre in sy hand vashou, dit beteken hy hou die leierskap van die kerk in sy hand. Hulle staan onder sy gesag, sy autoriteit. Dis nie die dominee of 'n synode wat 'n beheer is van die kerk nie. Christus is. Dit beteken ook die feit dat hy tussen hulle rond beweeg. Daar is, hy ken hulle,
Hy ken elke gemeente, hy is teenwoordig by sy kerk. En dan sien ons dat die kerk uitgebeeld word as hierdie goue lampstander. Nou goud was die mees kosbaarste, mees waardevolste metaal in die Bybelse tyd gewees. Dit beteken dat die kerk is kosbaar vir die Here Jesus Christus. En ons weet, die kerk is, want hy het sy lewe vir sy kerk afgelê. Maar terselfdertyd sien ons dat die kerk word uitgebeeld as 'n kandelaar of 'n lampstander. Dit beteken die kerk moet lig gee in die wêreld waar die kerk geplant is of dan nou geplaas is. Maar hierdie brief begin met Jesus wat sê ek sien alles. Nou ons het gelees dat die oë van Jesus brand soos vuur vlamme. Dit beteken hy sien alles, niks is vir hom verborge nie. En Jesus sien alles wat hierdie gemeente in Efese doen. Nou hy begin by die mooi, hy begin by die positiewe. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid. Nou die Griekse woord hier vir ken is nie 'n blote kennis nie. Dit is 'n persoonlike kennis. Dit beteken 'n volkome kennis. Jesus weet absoluut alles van hierdie kerk af. Net soos wat hy alles van my en van jou af weet. Hy weet of ons kom of gaan. Hy weet wat in my gedagtes aangaan. Hy weet wanneer daar 'n haar uit my hoof uitval. So die Here weet alles. En dan, baie interessant, noem hy 3 dinge. 3 belangrike dinge. Hy sê, ek ken julle werke. Julle onvermoeide arbeid. Nou die Griekse woord kopos hier beteken harde, uitputtende arbeid. Hulle het hulle self uitgeput vir die Here en vir sy koninkryk. Hierdie was 'n missionêre kerk. Tweedens, hy ken hulle volharding, hulle standvastigheid, hulle uithou vermoë. Hierdie was 'n kerk wat net eenvoudig vorentoe gebeur, ongeag hulle omstandighede. Hulle het onder swaar druk getrou gebly aan die waarheid. En die derde ding wat die Here Jesus sien en hulle voor erkenning gee, is dat hulle die valse leraars ontmasker het. Met ander woorde, hulle het nie toegelaat dat enige lering net in die kerk invloei en die kerk sal besoedel nie. So hulle het nie net enige prediker geglo nie. So hier het ons 'n gemeente wat hardwerkend was, wat hulle tyd, wat hulle gemak prys gegee het vir die Here, vir die evangelie. Hulle was nie onverskillig met die woord en met leerstellings nie, inteendeel hulle het dit bewaar, hulle het vasgehou aan die apostels se leer. Hulle het baie vir Jesus se naam verduur deur te volhard. Hulle het vervolging verduur, hulle het nie moed opgegee nie, het nie moeg geword in hulle geloof nie. En dis merkwaardig. Dit was werklik waar 'n baie sterk gemeente. En wat 'n wonderlike getuienis. Nie van mense nie, maar van die Here. En dit is my vraag. Kan die Here dit ook vandag van ons sê? Is ons ook so toegewyd aan die Here, soos hierdie gemeente in Efese? Maar nou, die interessante ding hier is die groot probleem wat ons hier van lees. Ewe skielik dan swaai hierdie fokus van die Here Jesus van al die goeie dinge waarvoor hy hulle prys en sien na hierdie probleem. Ons hoor hierdie skokkende woorde, maar ek het dit teen julle. Ek het dit teen julle dat julle my nie meer so lief het soos in die begin nie. Jesus sê nie julle het die waarheid verloor nie. Jesus sê julle het julle liefde verloor. Die kerkvader Calvin het dit duidelik gestel dat ware leer en ware liefde kan eenvoudig nie van mekaar geskei word nie. God vra baie meer as net 'n uiterlike gehoorsaamheid. Hy vra vir 'n hart wat hom liefhet. Dis waarna die Here verlang, dat ons hom uit die hart sal aanbid, in liefde en in waarheid en uit gees. Wanneer liefde afkoel, dan word godsdiens
maklik bloot net 'n plig of 'n gewoonte. En dit is baie gevaarlik wanneer ons uit gewoonte kerk toe gaan. Wanneer ons uit gewoonte die Here dien en nie meer uit vreugde en 'n behoefte die Here aanbid nie. So, hoewel hulle die suiwer leer beskerm het, hoewel hierdie gemeente nog 'n goeie onderskeidsvermoë gehad het, hoewel hierdie gemeente hard gewerk het, volhard het, was al hierdie ortodoksie nie genoeg nie. Die gemeente het ortodoks geword sonder 'n hart. Hulle was dalk reg in leer, maar hulle was koud in liefde. En dit is 'n baie groot gevaar. Nou die Here Jesus skryf nie hierdie kerk af nie. Die Here werk nooit so nie. Ons moet onthou, dit is sy kinders. En hy tug hulle. So Jesus skryf hulle nie af nie, maar gee vir hulle dan 3 bevele om hulle self reg te ruk. En die eerste ding wat die Here Jesus vir hulle sê is: onthou, dink terug, dink aan hoe ver julle geval het. Tweedens, bekeer julle. Bekering beteken 'n 180 grade omdraai. As gelowiges hulle liefde vir die Here verloor het, hier's die probleem. Dan sal hulle ook hulle liefde vir mekaar begin verloor. En hulle sal ook hulle liefde vir die wat verlore is, verloor. Hulle sal nie meer uitreik na hulle toe nie. Hoekom sal ek uitreik na iemand toe wat my dalk onderdruk, wat my dalk vervolg? Bekering het beteken dat hierdie gemeente moet hulle harte verander, hulle moet die gesindheid van hulle harte verander. Hulle moet God weer liefkry met hulle hele hart. Hulle moet Jesus weer begeer bo alles. Hy moet die skat van hulle harte weer word. Hulle moet weer hulle vreugde in Jesus kan vind. Hulle moet mekaar lief hê. En dan, die derde ding wat Paulus hier noem, is hulle moet weer doen wat hulle in die begin gedoen het. Hierdie eerste liefde het sekerlik vooruit gevloei uit 'n vurige gebed, uit ware aanbidding uit die hart, uit liefde vir mekaar en liefde vir God en 'n blymoedige diens. Miskien het die diens nou 'n las geword. Hulle is nie meer opgewonde nie. Hulle werk met 'n sug. En die Here sê, keer terug na hierdie eerste liefde toe. Die werke van die eerste liefde. Jy sien, ware bekering is nie net emosies nie. Dit lei altyd tot gehoorsaamheid. So, hierdie 3 bevele is dan die oplossing wat die Here Jesus vir hierdie kerk gee. Onthou, bekeer en doen weer. As die kerk hom nie gaan bekeer nie, sê die Here Jesus, dan gaan ek julle lamp van sy plek afvat en hy gaan nie meer lig gee nie. Met ander woorde, as die kerk van die dag Efese, maar ook die kerk van vandag sonde toelaat, as ons nie by die gesonde leer bly nie, en as ons nie in die liefde gaan bly nie, dan gaan die kerk sy getuienis in hierdie wêreld verloor. Die kerk sal nie meer 'n getuienis kan wees nie. Die kerk gaan nie meer 'n impak hê op die wêreld nie. Die kerk gaan nie meer die wêreld kan aanspreek nie. Want as ons getuienis verloor, dan lyk ons net soos die wêreld. En sonde is die ding wat gaan maak dat daardie lig gaan ophou skyn. So daarom moet die kerk ernstig deel met alle sonde. Nie net met valse leer nie, maar ook met dit wat in ons harte aangaan. Nou, Jesus sê daar is dan nog iets wat in julle gunst stel en julle haat die werke van die Nikolaïte. Nou, die kerkvaders het gesê dat die Nikolaïte was 'n sekere groep mense wat seksuele onsedelikheid goed gepraat het. Hulle het afgodsdiens aanvaar, en hulle het gesê dat die Christen en die heidene kan maar aan dieselfde juk trek. Jesus het gesê vir ons, dit is onmoontlik. Hulle kan nie aan dieselfde juk trek nie.
In Openbaring 2 vers 14 en 15 dan word hulle leer vergelyk met die van Biliam. So hierdie gemeente het dit gehaat wat hierdie mense gedoen het en wat hulle goed gepraat het en wat hulle geleer het, net soos wat Jesus dit gehaat het. En dit tel daarom nog ten minste in hulle guns. Maar nou, hierdie boodskap sluit af met 'n belofte. Die Here eindig hierdie boodskap aan sy gemeente in Efese met hierdie belofte vir die wat oorwin. Nou wie is die oorwinnaar? Dis hy wat aan die Here Jesus getrou bly. Nie net in leer nie, maar ook in liefde. En hy sê, ek sal vir julle gee van die boom van die lewe om van te eet. Nou hierdie beeld kom uit Genesis 2, Genesis 3, Openbaring 22. Ons weet na die sondeval was die mens van die boom van die lewe afgesny. Maar Jesus beloof egter weer dat die wat oorwin, die oorwinnaars, sal weer toegang kry tot hierdie boom. Nou, wat beteken dit? 1. Dis toegang tot die ewige lewe. Dis wat hierdie boom voorstaan. Tweedens, dit beteken dat hulle sal weer volle gemeenskap met God kan hê en hulle gemeenskap met God sal volkome herstel wees. Die derde is dat dit is die beloning vir die wat gaan volhard, vir die wat gaan oorwin, vir die wat gaan getrou bly tot die einde toe. En in die vierde plek, dit is die hoop vir die vervolgde kerk. Maar nie net vir hulle nie, maar ook vir my en vir jou vandag. Dis waaraan ons vashou, dat ons gaan toegang kry tot die ewige lewe. En Jesus sê vir die gelowiges, en hulle het swaar gekry en hulle was vervolg, hou aan om my te volg, want hierdie swaar kry en hierdie lyding en hierdie onreg wat jy moet verduur is nie die einde nie. Daar wag iets beter. Daar is 'n paradys waar sonde, dood, pyn, onreg net eenvoudig nie meer sal wees nie. Ons gaan saam bid. Ek het 'n lysie opgestel uit hierdie teksgedeelte waarvoor ons gaan saam bid. En ons gaan bid dat ons liefde vir die Here nie sal vervlou of sal afkoel nie. Ons gaan bid dat ons sal volhard in die waarheid vir geestelike onderskeiding. Ons gaan bid dat ons sal bekeer waar nodig en dat ons eerlik sal wees met onsself, dat ons self sal ondersoek. Ons bid vir lewens wat God sal behaag. En ons gaan die Here dank ook vir hierdie belofte en hierdie hoop wat ek en jy het, wat aan ons gegee is as oorwinnaars. Maar ons bid ook dat die Here ons die genade gaan gee, dat ek en jy sal volhard. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kan U lief hê want U het ons eerste lief gehad. En ek kom bid vanaand, dat my liefde, dat elkeen wat luister, dat ons as gemeente se liefde nie vir U sal vervlou of sal afkoel nie. Ek bid dat ons nie koud sal word teenoor U nie. Ek bid Here dat ons nie sal wetties wees in ons harte nie, maar dat ons U sal dien uit ons harte uit, dat ons vreugde, ons blydskap in U sal bly vind. Ek bid Here dat ons as gemeente sal bly volhard in die waarheid. Help vir ons Here om vas te hou aan die woord. Ons bid daarom Here vir geestelike onderskeiding, sodat ons sal weet, wat is die waarheid? Wat is U wil? Here, gee vir ons ook die genade om eerlik te wees met onsself, om selfondersoek te doen. Dis soos Paulus sê, ondersoek julleself, kyk of julle nog in die geloof leef. En Here, waar dit nodig is, dat ons dalk moet bekeer, gee vir ons die genade dat ons dit sal doen. Ons bid Here, dat ons lewens U sal behaag, dat ons as gemeente U sal behaag, dat ons werklik waar 'n lig sal wees waar U ons geplant het. En Here, ons dank U vir hierdie hoop wat ons het in Jesus Christus, dat ons die hoop het van die ewige lewe. Ons dank U daarvoor. En ons bid Here, skenk ons die genade om te oorwin. In Jesus naam bid ons. Amen.